Geliefdes, ek vertrou dit sommer baie goed gaan met elkeen van julle. Prys die Here, Pastoor Dion hier. Ons gaan aan met ons studie uit Psalm 1. Prys sy lieflike naam. En ons maak klaar met hierdie reeks. En ons is by die 6de vers en ek lees van die 5de vers af. Psalm 1, prys sy naam, die 2W. Daarom sal die goddelose nie bestaan in die oordeel van en die sondaars in die vergadering van die regverdiges nie. Halleluja, prys sy naam. Ons is geregverdig deur die geloof en die geloof is uit God, prys sy naam. Dit is die geloof van die Seun van God wat ons lief gehad het en homself vir ons oorgegee het, prys die Here. Uit genade is julle gered deur die geloof en dit is nie uit julleself nie. Dis 'n gawe van God sodat niemand mag roem nie. Halleluja, want ons is sy werkmanskap geskape in Christus Jesus om te wandel volgens die werke wat hy vir ons voorberei. Prys sy lieflike naam. Halleluja, hoe wonderlik is om te weet dat ons in Christus geregverdig is. Dit is 'n wettige verklaring, prys die Here. Justification, just as if you have never sinned. You are at one met, halleluja. Jy is verenig met Jesus Christus, halleluja, deur dit wat hy vir ons aan die kruis gedoen het. Daarom sal die geregverdige uit die geloof lewe, van geloof tot geloof. Die geloof, Bybelse geloof is geloof in die Seun van God, halleluja, wat ons lief gehad het en homself vir ons oorgegee het. My geloof en vertroue wat rus in daardie voltooide werk, prys die Here. Daar is wonderbaarlike krag in die bloed van Jesus, wonderbaarlike krag in sy kosbare naam, geliefdes. Daarom staan ons vas op hierdie waarheid, halleluja. Die waarheid, prys die Here, waar van Christus Jesus en hom as gekruisigde, prys sy lieflike naam. Ons lees in vers 6, want die Here ken die weg van die regverdiges. Geliefdes, die Here ken die weg van die regverdiges. Die weg is Christus Jesus. Hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader toe, behalwe deur my nie. Deur Jesus is, deur dit wat hy vir ons aan die kruis gedoen het, prys sy lieflike naam. Christus Jesus en wat hy vir ons gedoen het daar. Maar die weg van die goddelose sal vergaan. Daar is net een weg, geliefdes. Dis hierdie weg van geregtigheid. Jesus lei vir ons deur die Gees van God in een weg. En dis die weg van geregtigheid. En dit is waarin hy ons lei. Dit is waar ons hom volg, geliefdes. Ons oë gefestig op Jesus Christus, die leidsman en volëinder van die geloof. Halleluja. Wat die vreugde vir hom voorgehou het, die skande verag het, die kruis verdra het, prys die Here en nou aan die regterhand van God sit. As julle dan geglo het dat julle saam met hom gesterf het, sal julle ook saam met hom lewe. Ons sien wat Paulus in Galasiërs 3 vers 1 sê. Hy sê, onverstandige Galasiërs, wie het julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie? Dis 'n waarheid wat ons moet gehoorsaam wees. En dis hierdie waarheid van Christus Jesus en hom as gekruisigd. Hy sê in Galasiërs 3, hierdie waarheid nie gehoorsaam gewees het nie, onder wie Jesus Christus onder julle as gekruisig afgeskilder is. Dit alleen wil ek weet, het julle die Gees ontvang deur die werke van die wet of deur die prediking van die geloof? Hierdie weg wat ons bewandel, geliefdes, is hierdie weg van die kruis. Dis hierdie weg, halleluja, van geloof en genade alleen, prys sy lieflike naam. En die Here ken hierdie weg. Geliefde, kom ek sê vir jou nou, as ons kan sien reg deur die woord van die Here, sien ons, wat het God erken en wat het hy nie erken nie. Hy het erken Abel, die lam wat op daai altaar is. Daai lam was geslag gewees. Daai lam was geslag op daardie altaar. En dit het God erken, geliefdes. Noag het genade in die oë van die Here gevind, want hy was 'n prediker van geregtigheid. Geliefde boeteensussie, 'n prediker van geregtigheid, 'n dienaar van geregtigheid, is alleenlik die wat gehoorsaam geword het aan die leer. Prys die Here, ons is vrygemaak van die sondige natuur, vrygemaak van die wêreld
en ons is vasgemaak aan ons genade, aan die genade troon, aan Christus Jesus, prys sy lieflike naam, en daardeur kan ons triomferend in die oorwinning van Christus beweeg, want ek lees vir julle weer vers 6, want die Here ken die weg van die geregverdiges. Die weg van die regverdiges is die weg van die kruis, is die weg Jesus Christus, die weg en die waarheid en die lewe. Prys sy lieflike naam. En dit is wat ons moet bewandel, geliefde boetie en sussie. Ons is saam met hom, weet julle dan nie dat toe ons gedoop is, ons in Christus Jesus se dood gedoop is nie. Ons is verenig met hom in sy dood. Daar het ek en jy in Christus Jesus, halleluja, is ons in hom gewortel en geanker. Halleluja. En nou is ons sonde, ons verlede, wie ons was, is begrawe. Ek is gekruisig saam met Christus en ek lewe nie meer nie. Maar nou het ons saam met hom opgestaan om in 'n nuwe lewe te wandel. Daar's hierdie weg, die nuwe lewe in Christus Jesus. Dit is 'n toepaslikheid vir my in my lewe. Solank as ek as 'n regverdige my geloof vestig en my vertroue plaas op dit wat Jesus gedoen het, prys die Here. Ons hou ons oë op Jesus, prys sy naam. Maar om ons oë op Jesus te hou, is om ons geloof te anker in dit wat hy vir ons aan die kruis gedoen het, sodat ons voete op hierdie pad van geregtigheid gerig kan word, geliefde boetie en sussie. Prys sy lieflike naam. Die psalmdigter Dawid, wat so mooi geskryf het, Psalm 23, hy salf my hoof met olie, hy lei my in die spore van geregtigheid vir sy naam ontwil. Paulus maak dit duidelik in 2 Korintiërs 4 vers 12, hy sê, ons wat lewe word altyd oorgelewer in die dood vir Jesus wil. Halleluja, prys die Here. So werk die dood in ons en die lewe in julle, prys sy naam. Halleluja. Ek gaan daartoe blaai en dat ek net daai hele 2 verse gou vir julle kan lees. Prys die Here. Wat 'n wonderlike voorreg is dit nie om in hierdie weg van geregtigheid te beweeg nie, geliefde boetie en sussie. Dis die onderskeid, halleluja, tussen 'n lewe na die gees en 'n lewe na die vlees, is om in hierdie waarheid van Christus te kan beweeg, om lewe in onsself te hê, prys die Here, want ons neem van hom daagliks en ons neem van Jesus, halleluja. Dit is my vlees, dit is 'n ware spys, dit is my bloed, dit is ware drank, en hy wie van my neem, het lewe in hulle, prys sy naam. Kom ons lees 2 Korintiërs 4 vers 12. 2 Korintiërs 4 vers 12, geliefde boetie en sussie. 2 Korintiërs 4 vers 12 sê die volgende. Kyk wat sê die woord van die Here. Hy sê, vers 11. Want altyd word ons wat lewe oorgelewer in die dood om Jesus wil, sodat ook die lewe van Jesus in ons sterflike vlees geopenbaar kan word. Ek is gekruisig saam met Christus, ek lewe nie meer nie, maar Christus lewe in my, en die lewe wat ek nou lewe in hierdie vlees, lewe ek deur die geloof van die Seun van God, wat my lief gehad het en homself vir my oorgegee het. Ek verwerp nie die genade nie, want as geregtigheid deur die wet gekom het, het Christus te vergeefs gesterwe. O onverstandige Galasiërs, weet julle betower om die waarheid nie gehoorsaam te wees nie. Ek is 'n kind van die Here, moet my geloof en my fokus gefestig hou op dit wat Jesus aan die kruis gedoen het, en Christus Jesus sal 'n werklikheid in my lewe wees, prys die Here. Nie die denkbeelding van die vlees nie, maar 'n lewe in krag en oorwinning deur die Gees van God, prys sy lieflike naam, halleluja. En dan sy vers 12, so werk die dood dan in ons, maar die lewe in julle. En omdat ons dieselfde gees van die geloof het, soos geskryf is, ek het geglo, daarom spreek ek, glo ons ook, daarom spreek ons ook. Ons kan nie uit 2 monde spreek nie. Jy spreek Jesus Christus
en wat hy gedoen het aan die kruis. Jy preek die woord in die konteks van geregtigheid, om die mense in die weg van geregtigheid te bring, sodat hulle, halleluja, verbind kan wees aan Christus as 'n reine maagd, aan hulle eerste liefde verbind kan wees, my boetie en my sussie, prys die Here. Kom ons lees gou hier, ek wil net gou hierso lees. In vers 10, gedurig dra, 2 Korintiërs 4 vers 10, gedurig dra ons die doding van die Here Jesus Christus in ons liggaam om, sodat ook die lewe van Christus in ons liggaam geopenbaar word. Geliefdes, dis die pad van die kruis, dis die weg van geregtigheid, dit is waarin, halleluja, die Gees van God ons lei, want ons moet hom toelating gee om te werk en te beweeg in ons lewe. En hoe word dit gedoen? Dit word gedoen deur om die waarheid gehoorsaam te wees. Dis om gehoorsaam aan hierdie leer te wees. Hierdie leer is een. Dis Jesus Christus en wat hy gedoen het. Ons fokus moet rus op dit wat Jesus aan die kruis gedoen het en al die voordele, al hierdie mooi wonderlike dinge waarvoor Jesus gesterf het, is dan 'n toevoegsel tot ons lewe. So my fokus moet reg wees. My voete moet gerig wees op hierdie pad, en dan is dit waarin hy ons lei, en ons volg hom, halleluja, want my skape, my kudde, ken my stem, hulle luister nie na ander nie, maar hulle luister na my stem, en hulle volg my. Geliefdes, die Here roep ons, halleluja, om hom te kan volg, maar hy wandel in geregtigheid, hy wandel in hierdie spore, so ons kan hom alleenlik volg wanneer ons onsself verloon, ons kruis opneem en hom volg, geliefde boetie en sussie. Wees altyd baie versigtig, want vandag is onderskeiding tussen waar en vals meer in diepte, want die onderskeiding gaan wees tussen amper reg en reg, geliefde. En wanneer ek reg slaan, soos Paulus sê, ons slaan nie soos iemand wat in die lug slaan nie, maar ons slaan, halleluja, om raak te slaan, geliefdes. Ons weet waar die oorwinning behaal is. Ons weet waarin Jesus Christus ons lei in hierdie waarheid, halleluja, van wat hy gedoen het vir ons aan die kruis. Die Here seën vir julle, word verlustig in die Here en mag julle 'n geseënde dag in Jesus beleef. Onthou, die weg van die regverdige ken die Here. Hy ken hierdie weg, want hy beweeg en hy werk in daardie weg. Prys sy naam, en dit is Jesus Christus en wat hy gedoen het. Want die kruis, dit wat Jesus gedoen het, plaas ons in Christus, en hier is dit waar ons alles het, in wat Jesus vir ons gedoen het. Jesus sê in Johannes 10 vers 10, die dief het gekom om te steel en te slag en te roof en te plunder, maar Jesus sê, ek het gekom, sodat jy 'n lewe in oorvloed kan hê. Hierdie lewe in oorvloed is alleenlik te vind deur dit wat Jesus aan die kruis gedoen het. Dit is deur my geloof in wat hy daar gedoen het, wat hierdie wonderlike waarhede van Christus Jesus, die lewe van Jesus, in my hart openbaar. Geliefdes, dit is nou 'n realiteit. Daarom moet ons objektiewe geloof en ons fokus wees op dit wat Jesus gedoen het, sodat ons hierdie weg van geregtigheid, hierdie weg wat God wil hê ons moet wandel, in sy wil en in sy weë, onder die salwing en die krag van die Here, kan beweeg alleenlik deur hierdie wonderbaarlike geloof. Halleluja. Is julle nie bly dat ons in Christus Jesus kan triomfeer nie? Is julle nie bly dat ons die lewe in hom het nie? Is julle nie bly dat ons name opgeskryf is in die boek van die lewe nie? Is julle nie bly, halleluja, dat ons 'n wonderbaarlike God dien? Halleluja, wat vir ons dag vir dag in Christus Jesus hou, prys sy naam, waar ons al hierdie wonderlike vreugde en vrede en blydskap kan hê, prys die Here, oorwinning oor die vlees, die wêreld en die duiwel, halleluja, deur dit wat Jesus aan die kruis gedoen het. Bly gefestig daar, my geliefde boetie sussie, en die Here seën vir julle